Hartlike goeiemôre, dit is Woensdagoggend, nee, wat se dag is hierdie? Dis petroldag, nee. My boetie sê sal maak seker jy kry jou petrol. Ek sê dit elke week. Nêrens in God se woord staan daar enigiets van 'n krywa of geabba of die Here vir jou gesê het, wag vir my, ek kom terug en ek kom jou haal nie. Hy het gesê, volg my. En dit is my en jou opdrag, is ons moet Jesus volg. Ons moet sy woord volg. Ons moet sy dade wat hy gedoen het, met ons naspeur en ons moet dit navolg. En dit is wat ek en jy moet doen. So maak seker, jy kry jou petrol. Halleluja. My naam, Dani Gerber, en vandag gaan ons weer 'n bietjie uit God se woord praat, en as ek kan so hier kyk waarna ek gelees het, dan kan ek vir jou sê dat jy leef nie meer nie, maar Christus leef in jou. So ek en jy moet hierdie vat en sê, weet jy wat, dis nie meer ek nie. Die ou Dani, die ou Sonja, die ou wat jou naam ook al is nie, het afgesterf. Ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef in my. Ons gaan lees, en ek het so 'n paar plekke waar ons gaan lees. Ons begin hierso by Galasiërs 2, en hy sê in verse 20, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. En dan, as ons gaan kyk na Galasiërs 3 vers 26, want julle is almal kinders van God, deur die geloof in Christus Jesus, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle almal is een in Christus Jesus. So met ander woorde, party wil sê, ja, maar ek is 'n slaaf of ek is dit. Nee, ons almal behoort aan Jesus Christus. Ons almal is kinders van 'n lewende God. Hy sê hierso in Galasiërs 4 vers 6, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus Jesus. Halleluja. Om net te dink dat ek en jy is 'n erfgenaam wat die Here vir ons gaan gee, om te sê, weet jy my kind, jy is my kind. En wat los jy vir jou kind na? Jy gaan mos nie jou kind vir die wolwe gooi nie. Jy wil seker maak, die dag as jy nie meer op hierdie aarde is nie, is jou kinders daar 'n bietjie wel af, of hulle is goed gesorg in dit. En so is dit presies met Abba Vader, met Jesus Christus, dat hy wil seker maak, dat ek en jy wel af gaan wees, want ons is erfgename van 'n lewende God. Halleluja. En wat moet ons doen? 2 Korintiërs 13 vanaf verse 11. Hy sê, verder broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eengesind, hou vrede, en die God van liefde en vrede sal met julle wees. En dis wat ons moet doen. Ons moet vrede hê, ons moet lief wees, ons moet vermaaning aanvaar, wanneer ons so 'n bietjie hier van die pad af gaan. Maar die probleem is, wanneer ons so 'n bietjie vermaaning kry, dan sê ons, ek is klaar, ek gee pad, ek gaan soek vir my 'n ander kerk. Want die ding is, die mense soek 'n plek waar die prediker die ore gaan streel. So kom ons bly in God se woord, kom ons hou vas, want ek en jy is 'n erfgenaam. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie woord. Here, dankie dat ek weet dat ek is 'n erfgenaam van God deur die Seun Jesus Christus. Here, dankie vir die prys wat U betaal het. Dankie dat ek nie 'n slaaf is nie. Dankie dat ek nie enige iets anders is nie, maar ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. En my gebed is, Here, dat U elkeen daai wete sal gee, dat hulle is vrygekoop en hulle behoort aan U. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie Woensdag. Onthou, gaan kry jou petrol, nee? Daar's nêrens gaan ons mekaar ronddra en rondsoot en kry van nie. Kry jou petrol. Geseënde Woensdag. God bless.